1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die 10 plaae van Egipte. Lank gelede het God vir Moses by 'n brandende bos geroep. Moses, het God gesê, gaan help my mense, die Israeliete, om uit Egipte te ontsnap. Moses het gehoor gegee en na Egipte gegaan. Maar daar was 'n groot probleem. Die Farao, die koning van Egipte, wou nie die Israeliete laat gaan nie. Hy het gesê, nee, hulle moet bly en werk. Sy hart was so hard soos klip. Toe het God besluit om vir die Farao te wys wie regtig baas is. Hy het 10 groot wonderwerke gestuur, wat ons as die 10 plaae ken. Kom ons kyk wat het gebeur. Eendag het die water in die Nylrivier skielik in bloed verander. Die visse het dood gegaan en niemand kon die water drink nie. Dit was vreeslik, maar die Farao het net sy kop geskud en gesê, ek gee nie om nie. Toe het paddas oral uitgekom. Daar was paddas in die huise, paddas in die beddens, paddas in die kos. Die Farao het gesê, as jy die paddas wegvat, sal ek die Israeliete laat gaan. Maar toe die paddas weg was, het hy weer van plan verander. Die stof op die grond het in klein bytende muggies verander. Hulle was oral, op die mense, op die diere en selfs in die lug. Maar die Farao het steeds nie geluister nie. Toe het vliee gekom, groot irriterende vliee wat oral gezoem het. Hulle het almal gepla, maar die Farao het sy hart nog harder gemaak. Al die Egiptenare se diere het siek geword. Die perde, die koeie, die skape, almal het omgeval. Maar die Farao het steeds gesê, nee, die Israeliete gaan nêrens. Toe het mense en diere seer kolle op hulle vel begin kry. Dit was baie pynlik, maar die Farao het nog steeds nie geluister nie. God het 'n groot haalstorm gestuur. Die haalkorrels was so groot soos albasters. Dit het die bome gebreek en die plante vernietig. Maar die Farao het steeds gesê, ek sal nie die Israeliete laat gaan nie. Toe het sprinkane gekom, duisende en duisende. Hulle het al die plante geëet wat nog oor was na die haalstorm. Maar die Farao het steeds nie geluister nie. Vir 3 dae lank was dit pikdonker in Egipte. Niemand kon sien waar hulle loop nie. Maar by die Israeliete se huise was daar lig. Tog het die Farao gesê, nee, die Israeliete gaan nêrens nie. En toe tref die 10de plaag Egipte. God het vir Moses gesê om die Israeliete voor te berei. Elke gesin moes 'n lammetjie slag en die bloed aan hulle deurkusyne smeer. Daardie nag het die ergste plaag gekom. In elke Egiptiese huis het die eersgeborene gesterf. Maar by die Israeliete se huise het die dood verbygegaan, want hulle het die bloed aan hulle deure gehad. Toe het die Farao uiteindelik besef dat hy nie sterker as God was nie. Hy het gesê, gaan en vat die Israeliete en gaan weg. Die Israeliete was so bly. Hulle het vinnig hulle goed gepak en vertrek. Die Egiptenare was so bang dat hulle vir die Israeliete geskenke van goud en silwer gegee het, net sodat hulle vinnig kon wegkom. En so het God sy belofte gehou. Hy het sy volk bevry en gewys dat hy sterker is as enigiemand anders. Maar die Israeliete se avontuur was nog lank nie verby nie. Maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Onthou, God hou altyd sy beloftes en hy is sterk genoeg om ons deur enige moeilike tyd te help. Onthou, hy is altyd daar om ons te beskerm. Fluit, ons storie is uit.